Ek groet jou van 'n baie koue en winderige Benoni hier in Gauteng. En ek weet sommer reg oor Suid-Afrika is daar nou 'n koue wat posvat en daar is 'n seisoensverandering wat almal van ons ervaar en beleef. En dit laat my dink aan die woord in die boek van Prediker hoofstuk 3 vers 1 wat sê dat alles het sy bepaalde uur. Alles het sy bepaalde tyd. En ek hou nogal van die Engelse vertaling wat daarvan praat. Hy sê dat everything has its appointed season. So daar is 'n seisoen waardeur ek en jy gaan en net soos wat ons nou seisoensveranderinge ervaar en dit raak koud en nou haal ons die wintersklere uit, is daar ook 'n geestelike verandering in jou seisoen. Maar ek wonder of jy gereed is vir die seisoensverandering. Want baie van ons is nie altyd gereed vir die verandering in die seisoen waar ons gaan van somer na winter en ons klimatiseer nog nie heeltemal nie. En ons is nog nie gereed nie. Maar net soos wat daar boere is reg oor Suid-Afrika wat kyk na die verandering van die seisoene en begin om voorbereiding te tref vir daardie verandering. Want oor die winterseisoen is daar 'n sekere klimaat en daar sekere dinge wat gebeur oor daardie seisoen en dit hang af in watse streek jy bly en watse provinsie jy bly. Selfs met die somerseisoen, want party areas het 'n somerreënval seisoen en ander het weer 'n winterreënval seisoen. So daarom moet daar voorbereiding gemaak word vir daardie spesifieke seisoen. En dan wanneer dit kom, dan is jy voorbereid, dan kan jy die beste daar uithaal uit daai seisoen en die omstandighede wat dan plaasvind tydens daardie seisoen. Net so moet ek en jy ook geestelik voorbereid wees vir die verandering. Want jy sien, daar's winde van verandering wat waai in jou lewe. Daar is verandering wat plaasvind nou en as jy kyk na die wêreldekonomie en jy kyk na die klimaatverandering reg oor die wêreld in terme van die eindtyd, is dit so belangrik dat ek en jy sal begin om voorbereiding te maak vir hierdie seisoen. Want ons kan nie onverwags gevang word nie. En as jy mooi kyk en jy sien, net soos wat ons gewoond is aan ons seisoene, net soos wat ons gewoond is aan die area waar jy bly, as jy sien, okay, maar daar's wolke, daar steek wolke op, nee, dit gaan net nou reën. Of as jy sien die wind waai van 'n sekere rigting, dan weet jy, okay, maar dit bring die reëns, of dit hou die reën weg. En as jy sien die blare begin verander, dan weet jy, maar die winterseisoen is op pad. En so kan ons ook sien in terme van die woord van Skepper lewende God, wat reg oor die wêreld gebeur in terme van die verandering van seisoen. En as jy kyk na wat in Amerika gebeur en reg oor die wêreld, dan besef ons maar, ons is so naby aan die openbaring van die laaste dae en alles wat nog moet plaasvind. So ek wonder of jy gereed is vir jou nuwe seisoen. Want net soos wat daar seisoene plaasvind, net soos wat daar veranderings plaasvind, reg oor hierdie wêreld, moet daar ook 'n verandering plaasvind in jou persoonlike lewe. En ek hoop werklik waar dat jy gereed is vir jou nuwe seisoen. Want as jy die voorbereiding maak en jy kom nou al in gereedheid, gaan die nuwe seisoen wat op jou opkom, gaan jou nie onkant betrap. En eintlik werk dit so, dat die oomblik wanneer jy in 'n sekere aspek van jou lewe is, en jy's dalk in 'n seisoen, waar Vader dalk die finansies van jou wegneem, moet jy nou al voorbereiding maak vir die volgende seisoen. Jy moet voorbereiding maak vir die oes. En soos wat jy besig is om te plant, moet jy voorbereiding maak om daardie oes in te samel. So mense, dit is belangrik dat ons sal die onderskeid hê van waar ons onsself bevind en in watse seisoen ons is. Want jy sien, ek kan nie wag tot wanneer ek finansiële probleme ervaar nie. Ek moet eintlik voorbereiding doen nog voordat dit kom. En ek kan nie wag tot ek finansiële seën ontvang nie. Ek moet eintlik voorbereiding doen tot wanneer dit kom. En so is dit in alle aspekte van ons lewe. Want almal van ons gaan sekere seisoene deur. So ek hoop jy's gereed vir die seisoensverandering, want jy sien, ek en jy moet oplet. Ons moet oplet, en ons moet gaan kyk in die woord, en ons moet met Vader tyd spandeer, sodat Vader se woord ons kan impakteer, en sy Heilige Gees ons kan lei.
Jy is tog mos 'n kind van Jahwe en die woord sê tog in Romeine 8 vers 14, die wat deur die gees van Elohim gelei word, hulle is waarlik kinders van Elohim. So as jy sy kind is, dan moet jy gelei word deur sy Heilige Gees, en as daar sekere goed op jou hart geplaas word om te sê, maar my kind, jy moet begin voorberei, en jy moet begin regmaak vir dit, want daar is 'n seisoensverandering, en ek wil hê dat jy in voorbereiding moet wees vir daardie verandering. En dit is belangrik dat ek en jy sal oplet, dat ons sal tyd spandeer in Vader se woord, en dat ons die Gees van die lewende God, daardie inspirasie sal ontvang. Wanneer laas het jy uitgeroep, sodat Vader aan jou kan kom openbaar wat jy nodig het om te weet, voordat jy beweeg na jou nuwe seisoen? Jy sien, ek en my vrou, ons weet nou al, Vader werk in patrone, en Vader werk met ons, ook in sekere seisoene, en daar is sekere tydperke wat ons weet, maar ons moet nou begin voorbereiding doen, want daar is 'n nuwe seisoen op pad. En daarom moet jy dit ook weet, en die woord sê dit tog so mooi in Jeremia 33 vers 3, hy sê, roep my aan en ek sal aan julle openbaar groot en ondeurgrondelike dinge wat julle nie weet nie. So as jy nie weet waar jy is in terme van jou seisoen nie, roep die naam van die lewende God aan, sodat hy jou kan openbaar, dit wat jy nodig het om te weet. Want die veranderings is duidelik, die veranderings is absoluut duidelik. Reg oor hierdie wêreld is daar veranderings wat besig is om te gebeur, en daarom moet ons nou al voorbereiding tref vir die nuwe seisoen. So mense, ek wil hierdie woord vir jou gee vandag, dat jy kan besef, maar hoorie, so ek moet in gereedheid kom. Want Vader praat met jou, en soos wat hy met jou praat, dan besef jy, maar hoorie so, daar's dinge wat ek persoonlik nou moet uitsorteer, want ek kan nie in my nuwe seisoen inbeweeg, en ek het nog die ou mindset, en ek het nog 'n ou denkpatroon, en ek is nog besig met die ou seisoen se aspekte nie. Nee, dis tyd dat jy in jou nuwe seisoen sal inbeweeg met die regte mindset. So ek wil hierdie woord vir jou bring vanmôre, sodat jy voorbereid kan wees. Want ons almal moet voorbereid wees vir wat gaan kom. Halleluja! En Vader wil jou seën in jou seisoen. Hy wil jou gebruik in jou seisoen. En hy wil hê dat jy effektief moet wees in jou nuwe seisoen. En as jy effektief is, dan beteken dit, jy is in voorbereiding. Nou mense, baie dankie dat jy ingeskakel is. Baie dankie vir jou liefde, jou waardering, dankie vir jou betrokkenheid by hierdie bediening, en dankie vir elke comment en like, en ons waardeer dit regtig uit ons hart uit. So mag jy geseënd wees op hierdie Dinsdagoggend, mag jy die liefde en die teenwoordigheid van die lewende God ervaar. Van my kant af, Rian Abri, altyd 'n voorreg om met jou te gesels. Tot volgende keer, Shalom.